Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week, is Maandag 20 April 2026. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike week wat voorlê, vriende. Mag dit 'n week wees waar julle die vrug van die Gees sal op uitlewe, né? Die vrug van die Gees is die vrug van die Gees. Dit beteken ek en jy moet in daai lewende verhouding met God wees. En wanneer ek in daai lewende verhouding met God is, dan begin die vrug van die Gees by ons uitkom, né? So mag daar by julle vrede, vreugde, vriendelikheid wees. Mag daar by julle geduld, getrouheid en goedhartigheid wees. Mag daar by julle liefde, nederigheid en selfbeheersing wees. Mag dit 'n ongelooflike week vir julle wees waar julle sien hoe die Gees eenvoudig deur julle werk. Kom ons raak net so 'n bietjie stil. Here, 'n week met wonderlike geleenthede en uitdagings voor ons. Kom plaas ons in die hande en ons kom vra vir die Here dat ons in hierdie week in u voetspore sal volg en sal toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is hier by 2 Timoteus. Timoteus, 'n baie besonderse persoon vir Paulus. Hy noem hom sy geliefde seun. Baie mooi verhouding tussen hulle. Paulus, weet ons nou in hierdie tyd, is eintlik besig om sy dood af te wag wanneer hy die brief skrywe vir Timoteus. En hy kom vertel net vir Timoteus 'n paar praktiese goed wat hy van kon sê. Hoor jy Timoteus, kyk hierna, soos ons nou al 'n bietjie met mekaar gepraat het, liewe vriende. Nee, en dan sê hy hierso die volgende vanaf vers 19. Ek gaan hom maar aan waar ons gister opgehou het. 2 Timoteus 2 vers 19. Hy sê: die hegte fondament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort, en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Nou, so enige iets, liewe vriende, wat teen God is, behoort ek en jy van weg te breek. Daarom kom sê Paulus, so ons tema in ons gemeente, waar hy kom sê in Romeine 12, hy sê: gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, né? Dit is wat Paulus hier vir Timoteus ook kom sê. Romeine praat Paulus ook, né? Hier kom sê hy maar weer vir my, sê hoor hierso, jy moet wegbreek van enige ongeregtigheid, kom sê hy. Hy kom sê dit ook vir jou en vir my, liewe vriende. Ek en jy moet altyd ons saap toelê om die regte ding te doen. Ek en jy moet ons altyd daarom toelê sodat mense vir Jesus in ons kan sien. En dan gaan hy in en gaan sê hy die volgende, hy sê: in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. En dan kwalifiseer hy dit wanneer hy die volgende sê in vers 21. Hy sê: as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besonderse gebruik wees. So kom ons gaan gou weer terug na die vorige werk. Hoe raak jy iemand van besonderse gebruik? Wanneer jy wat doen? Wanneer jy jou van kwaad gereinig het, né? So jy sal baie keer Christene kyk. Ek praat nie van vlakke nie, ek hou nie van sulke goed nie. Maar die een ou of die een vrou, die Here gebruik hulle op 'n wonderlike manier. Wonder ons baie keer hoekom, en dan is dit so, vriende, dat daai persoon is regtig iemand wat verskriklik naby aan die Here beweeg, wat uiteraard gaan en heeltemal wegbeweeg en wegbly van enige iets wat kwaad is. En nou kom sê Paulus vir Timoteus, hy sê: as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp van besonderse gebruik wees, né? En dan sê hy: en ander vir die alledaagse. Jy's maar 'n kind van die Here, jy gaan maar so aan, jy's so onder die radar die hele tyd. Jy's steeds 'n kind van die Here, né? Maar jy's nie werklik 'n toegewyde kind van die Here. Jy's nie werklik iemand wat regtig so ernstig is, maar jy's 'n kind van die Here. Nee, so hy kom sê daar is sulke kinders van die Here ook. Daar's kinders van die Here vir besonders gebruik en ander vir alledaags gebruik. En dit gaan nie oor die Here wat wit broodjies het nie. Dit gaan oor mense wat 'n besluit neem om hierdie hegte verhouding met God, hierdie lewende verhouding van hom regtig ernstig te neem. En wanneer jy hierdie verhouding regtig ernstig neem, vriende, begin die Heilige Gees deur jou werk. Nie sodat ek en jy dit kan doen nie, nee, glad nie. Met die nederigheid, liewe vriende, moet ek en jy sal inderdaad swaar kry. Kom sê vir Timoteus mos nou later op 'n kol, jy gaan onthou net, jy moet maar jou quota van die
van die ontberings gaan jy moet dra. Jy gaan maar daai las gaan jy maar moet dra. Jy gaan maar seer kry ook in die proses, né? Maar dit is net interessant wat hy vir hom sê. Hy sê so iemand wat hom van kwaad gereinig het is vir besonders gebruik, die ander is vir alledaags gebruik, om sê Paulus nou te sy taal, né? Hy sê dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. So as jy jou van die kwaad vermy, as jy wegbly daarvan af, as jy vir besonderse gebruik, kom sê as jy vir die eienaar afgesonder, wie is die eienaar? Dis God, né? En jy is voorberei vir enige goeie diens. En dan kom hy en dan kom sê hy, kom stip hy weer hierdie goed uit waar hy kom sê, hoorie, hoe moet jy die kwaad vermy? En sê hy, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, né? Streef na opregtheid, geloof, liefde, vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Moet jou nie met dwaase en sinlose strydvlae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. Kom ons volstaan hier, want dit is al 'n verskriklike mondvol, né? Dis al 'n verskriklike mondvol. Ja, kom ons volstaan sommer vandag hier by die besonders gebruik, algemene gebruik. Besonders gebruik is wanneer jy kwaad vermy, jy eenvoudig absoluut elke keer kies teen dit wat verkeerd is, né? Dan is ook anders van die Here wat die Here nog steeds baie lief het, soos Dawid. Dawid was 'n great ou, moenie 'n fout maak nie. Want Dawid was strooi gejaag, né? So ja, dit is Paulus se manier van praat met Timoteus, om net vir hom te sê, Timoteus, Timoteus bly op die regte pad. En ek dink dis eintlik maar al wat ek hoor, vriende, is dat Paulus maar net kom sê, hoor, so julle is deel van 'n geloofsgemeenskap. Bly op die regte pad. Vermy die ou goed wat nie reg is nie. Vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, né? Ons weet daar's baie seksualiteit by jong mense staan absoluut sentraal, is in die piek van hulle lewe. Liewe vriende, so dit staan absoluut sentraal by 'n jong mens. Hy sê besop daarvoor, besop vir daai goed, want dit was al daai goed was live en well in die afgodediens in daai tyd, né? Ja, so my 5 cent vanoggend vir julle. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.